jy is voor die hartseer en lees iets hier raak, en dan is dit soos, wauw, dis die Here wat nou met my gepraat het. Wie het ons so gevoel, steek jy hande op. Amazing, hè? So die Heilige Gees, wat ook iets van God vir jou openbaar. Nou het ek 'n ander deel. Ja, ooitjie, hè? Wie van julle was al ooit hartseer gewees? En wie van julle is bereid om my te sê wat maak jou hartseer? Wat maak ons hartseer? Daniel, jy kan sê wat maak jou hartseer? Wat maak ons hartseer? Vir my hartseer maak as mense goedjies seer maak. Ja? Ja, die diere seer maak. So wat het ons nog? Wat is nog vader? Lees toe. Ek wil net geluk. Kies jy by die boer walplank, dan kan ek altyd nou te sê. Lees toe. Lees. As maatjies jou seer maak. Wat sal nog? Wat maak jou hartseer? As iemand die siek is in die hospitaal is, dan is iemand sterf. Nou is ook nie. Die mense op die straat is kan nie hou nie, wat maak jou hartseer? Mense wat kanker en siek is, weet jy? As jy hondjie doodgaan, dit is nie gesê. Hy sê as jy loes nie hoor, wat nie gauw wat gebeur nie. Ja, nee. Wel, jy moes ook een of ander manier verdien, so jy het hom eindelijk ook hartseer gemaakt. Ja, nee. Jy maak nie so iets vertel, nie, hoor? Okay. Yes. Wat sê dat? Sy sê as iemand geken en hulle sê meer sommige jy sê as iemand mis. Okay, laaste kleekies, wat jy sê? Okay, hoi. Hy sê as iemand sterf. Ek gaan nou luister daai kant. Kom ons gaan hierdie drie. Lees toe maar. Hy sê as maatjies jou boelie. Daniel. Wat het jy skool toe gaan hè? Ag, hy sê as hy met skool toe gaan en die honde in die koue moet bly. Hy sê hy sê as hy met skool toe gaan. Okay, was het 3? Okay. So hy sê as iemand dood, hy kan. As iemand omslaan, jy? Hy sê as iemand doodgaan. So ons kan hoor, daar al baie dinge in die lewe is wat ons hartseer maak. En ons, die dinge in die lewe maak ons hartseer, want die wêreld waar ons bly is nie perfek nie. Maar wie van julle kan my vertel van 'n plek wat alles perfek is? Ja. Die hemel, en wie kan my vertel, wat leer ons van die hemel? Wat is die hemel? Julle kan my allemaal 1, 2, 3 saam sê die? Oh! So die Bybel leer ons van die hemel. Hoe kan ek hemel toe gaan? Waar leer ek om hemel te gaan? Hoe kan ek hemel toe gaan? As ek wat doen? In Jesus glo. Waar leer ek hoe om in Jesus te glo die? Ek kan nie hoor nie. Sien jy hoe belangrik dit is om die Bybel te lees en te glo waar ons staan? Wie stem saam met my? Sê aha. Probeer ons reg. Vrouwens wil dit nooit vir my sê nie, so ek moet weet maar julle wil weet, en even julle wil dit nie vir my sê nie. Weet julle wat? Ek gaan julle nou iets lees in die Bybel en Openbaring uit. Nou almal van julle wat bereid is om my antwoord te gee oor wat maak jou hartseer, baie dankie.
Ek waardeer dit, maar ek gaan julle nou wys. Baie mooi wys. Dat daar 'n tyd is en 'n plek is eendag. Alles wat jou hartjie seermaak, alles wat ons ongelukkig maak of moedeloos maak, eendag gaan verdwyn. Gaan nie meer daar wees nie. Belofte wat in die Bybel staan, in Openbaring 21, check gou. Openbaring 21 vers 1 tot 4 sê: Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde is verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het uit die heilige stad, en ek het die heilige stad in die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed as 'n bruid wat vir haar bruidegom versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volk wees en God sal by hulle wees as hulle God. Check hierdie deel. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Julle gehoor hoeveel van julle het gesê, julle word hartseer as iemand doodgaan, as iemand sterf, daar so staan, die dood sal nie meer wees nie. Ook leed en smart en pyn. Soos as ons sê, as ons praat van die mense wat op die strate is, of mense wat boelie, of mense wat jou seermaak, of maatjies wat deurlik is met jou, al daai goed, gaan nie meer daar wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Hoe awesome is dit? As ons sê, God self gaan die trane afdroog, as God die trane een keer afgedroog het, is jy dood weer uit. Hy sê vir jou, niks van alles het hulle my nou gesê, alles wat jou hart seer maak, even dit het hulle nie vir my wil sê nie, wat jou hart seer maak, gaan wegwees. Dis 'n belofte, wat God vir ons maak, dis 'n openbaring wat hy gesien het, wat Johannes gekry het van God af, om vir ons te wys, dat eendag is eendag, dan gaan alles perfek wees. Dis wow, né? Sê vir die persoon langs jou, wow. Dis wow. Wie van julle dink hierdie is goeie nuus? Dis baie goeie nuus, né? Nou, die ding is, ons kan nou baie maklik dan nou voel, maar dis een dag en ver van die dag. Die punt van die saak is, wie woon in ons harte? Die en die Heilige Gees is wie is? God. So God woon in ons. So elke dag wat ons deurgaan, gaan ons eintlik deur met God wat in ons harte bly. Is ek reg? Is ek reg? Ja! Alright. Maar ons het ook die vooruitsig dat ons eendag volledig in die hemel en God se teenwoordigheid kan wees, sonder enige van al die ander goeders. Sonder enige hartseer en pyn. En dit beteken, ons het altyd ook iets om na uit te sien. Te weet, nou gaan ek hier dalk in 'n paar moeilike dinge. En die lewe is nog nie nou vir my maklik nie, maar eendag gaan dit perfek wees omdat ek by die Here gaan wees. Dan het ons een belangrike deel wat ons moet doen. Ons moet hierdie perfekte plan van God, hierdie perfekte plan wat hy ons wil laat red, en dat hy ons by hom wil hê, en dat ons skoon gewas is van al ons sonde. Ons moet daai plan vir ander maatjies vertel. Ons is God se plandraers. En hoe gaan ons dit doen? Twee maniere. Die wat ons doen en die wat ons sê. Imagine nou, iets gebeur met jou, 'n maatjie boelie jou. En jy, dis nie lekker vir jou nie. Dis nie lekker as jy met jou boelie nie, maar jy weet dat God by jou is en hy jou oppas. En dat eendag gaan hierdie ook alles verby wees. Dan kry jy mos 'n bietjie hoop en jy voel 'n bietjie beter, is ek reg? So dan sien die mense wat jy boelie, maar ek boelie jou, maar dit affekteer hom nie eens regtig. Dit pla hom nie eens regtig, want dan gaan hy net wegloop en iemand anders gaan pla of iets, en dan moet jy nou die daai persoon help. Maar
of as jy regtig hartseer moet wees, maar jy is okay, as jy weet jou lewe is in die Here se hande. Dan sien ander mense mos, wow, dat is iets bietjie anders aan 'n persoon, hè? Ek wil dit vir julle so verduidelik. Julle weet mos ek werk op die ambulans en gevoel. 2 gevalle. As iemand Jesus ken, as iemand God ken, lyk hy heeltemal anders in 'n ambulans in 'n moeilike tyd as wat iemand nie God ken. Want by God het ons 'n ding wat ons moet hoop, en as iemand nie God het nie, as dit moeilik begin gaan, is hy hopeloos. En dit is die wonderlike geskenk wat die Here ook vir jou gee. Op die aarde, terwyl ons ook wag vir die toekoms. So ons moet vir alles baie vertel van die lose plan, is jy reg? Gaan julle my help? Gaan julle God en my help? Gaan ons help dat ons die plan gaan verkondig? Is jy reg? Is jy met my? Gaan julle vir julle baie vertel van Jesus? Ja, gaan. En die ander, gaan julle ook vertel? Hoekom? Want dit is awesome. It's an awesome plan. God is amazing. En hy is baie liefhebend vir ons. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie dat ons vandag hier so kan wees, dat ons kan leer dat die Bybel belangrik is, Here, dat die Bybel ook vir ons leer in die lewe wat U vir ons wil wys, dat U vir ons openbaar van wie U is, en dat die Bybel ons ook die beloftes gee van God af, dat ons weet dat ons ook eendag in die hemel sal wees, en eendag in 'n plek sal wees waar al die hartseer nie meer sal betrokke wees in ons lewens nie. Here Jesus, dankie vir al die liefde en vir U genade en vir U bystand. En ons vra dat jy asseblief volgende week weer veiligheid by mekaar sal bring. Amen. Goed, ek het so iemand so 'n paar goeies meer te sê. What happens when? Ons sal nou die plek op die afgeleide aarde van die goeders vandag.